Ek het vanoggend hier buite, Lisa, gaan jy opneem? Neem hulle op. Dus ek so honger toe ek hier aankom, die mans nie eers my 'n bietjie beskuit gelos nie. En toe vra ek, is daar net iets om te eet dalk? Ek vra vir Amber, ek het dit gesê, onthou julle. En toe bring Tine Sputniks aan hierso. So ek weet net, ek het dit hard gesê. En toe kry ek nog 'n tientjie ook, so ek weet nie of die duiwel my gehoor het nie, maar hy het vir my suiker gebring en alles. En gisterand, na Robbertdag gister, toe sê asof my oë, en so by the way, die Nigeriërs gaan ons bel, 7 uur. Ons moet saam met hulle bid, want hulle het gevas vir ons kerk, kan jy dit glo, nee? Doen intersessie vir ons kerk. Hulle het 21 dae vasgebreek. Nie net vir ons kerk nie, maar vir Siloam was bo op die lys. Hy echo baie. En toe moes ek nog gisterand 7 uur saam met hulle bid. En al wat ek kan sien vir 'n uur is hulle dakventjie en 'n klomp swart vrouens wat nou saam met hulle sing ook. Glory to God. Dis nou daarso met tog hier. Tog. Weet ek het nie krag vir dit nie. En toe dis sulke mooi woord vir die kerk gekry. Wat hulle sê 2 dinge waarop ons moet baie fokus by die kerk waar die Here vir ons wys, is ons intersessie en ons tieners. Baie sterk. So ek het baie goeie nuus, maar ek gaan dit nie nabreek nie oor die tieners, wat ons aan werk by die Here vir ons paaie oopmaak, en al die tipe goed, so, en dis nie net vir ons kerkse tieners nie, dis vir die dorpse. Jy weet, die kinders, dat hulle nie strate toe gaan nie, maar, met die Here, nee. So, awesome. Ek gaan ons bid, en dan gaan ek begin. Vader, dankie, ek loof en prys die naam, dankie vir die woord vir oggend. Dankie, is ons Vanessa, nee, Vanessa se verjaarsdag vandag. Vader, dat sy het hier kan doen, saam met haar vriendinne en in die Here. Vader, Vanessa, kom so vorentoe, ek wil vir jou bid. Kom, en Vader, ek loof en ek prys die naam. Dankie vir haar hart, dat vir ons ietsie gebring het om te eet. Vader, en ons eer die naam. Dankie vir ons vanoggend se woord, laat die woorde van my mond en die gedagtes van ons harte vir u goed en welgevallig sal wees. Amen, amen. Steek julle hande uit na, dan gaan ek vir haar bid. Vader, baie dankie vir ons sussie, dankie dat sy verjaar. Vader, dankie vir u gees oor haar. Dankie vir kalmte, dankie vir rustigheid. Dankie Here dat jy drome, en ek bid dat die Here jou drome vir jou sal bewaarheid maak. Jy drome, die Here weet van jou drome, hy is lief vir jou, hy hoor jou hart, dit wat in jou hart is, wat ek nou nie vir die mense gaan sê nie, want dit is tussen jou en die Here, gaan die Here jou drome vir jou bewaar. Vader, baie dankie vir hart, daar's 'n stir in jou hart, en mag hy stir, wat hy daar gesit het, meer en meer en meer word. 'n Stir vir bediening tel ek op, en as 'n paar ander stirs, maar weet jy wat, die Here hoor jou, en hy sal vir jou gee wat jy wil hê. Bid dit in Jesus naam, amen en amen. Was hy? Great, is vir my lekker om, ek wil nog hierdie jaar baie dinge gedoen het, sommer prophetic school begin, maar weet jy, dit gaan, wonder waar gaan ons dit indruk. So, ons sal dit so saam met die intersessie doen. Die laaste 3 weke van die maand doen ons bevrydingsseminarie, so 3 woensdae aan, en julle is baie gelukkig, ons het gewoonlik dit oor 'n naweek aangebied. Ons gaan dit by die gemeente aanbied. Moet dit nie mis nie. Ons gaan prophetic doen, ons gaan duiwels leer uitjaag, en al die goed. Hoe lekker is dit nie? Dis wat ons moet doen, hè? En Ilse, baie dankie vir oggend se gebed. Dit is so in lyn met wat ons vanoggend oor praat, oor geloof en versus ongeloof. Julle almal het 'n stem, en is tyd dat die stemme wakker gemaak word. Ilse het 'n stem, die Here het 'n stem, almal van julle. En ek weet, dit is nie altyd ligte boeremusiek om hier voor te kom staan en maar die stemme moet nie stil gemaak word nie. Ons het hierdie week 'n baie mooi ding geluister, bietjie nader. Ons het hierdie week 'n baie mooi ding geluister van, die vyand kom net teen een ding in jou lewe, is jou geloof. Hy kom nie vir jou huis nie, want hy gaan nie bly in jou huis nie. Hy kom nie vir jou huwelik nie, hy is nie getroud met jou man nie, maar hy kom vir jou geloof. Hy kom nie vir jou finansies nie, hy het nie jou geld nodig nie. Hy kom vir jou geloof oor jou finansies. Hy het nie jou werk nodig nie, maar hy kom vir jou geloof. En ons moet die ongeloof veg, nie die klein geloof nie, is 'n terrible vertalingsfout. Ons almal het klein geloof. As jy klein geloof het soos 'n mosterdsaad, is dit genoeg. Hy kom
en hy gee vir jou ongeloof. Groot verskil. As jy klein geloof het, soos 'n mosterdsaad is genoeg. Maar hy gee vir jou ongeloof. Nee, ek kan nie, weet jy, ek is dalk nou nie die persoon. Dit is bevryding en geestelike oorlogvoering. Want die vyand kan net een ding doen. Vloek. Hy kan net jou mind teen jou gebruik. Die kragtigste wapen wat jy het, gebruik het teen jou. Want ons dink die vyand val ons aan deur 'n ou met swart klere wat jy van vooraf instap, as dit maar net so maklik was. Dis nie so maklik. Hy kom met deception. Hy is amper asof hy nie bestaan nie. Maar as jy 'n negatiewe, horrible gedagte of 'n terrible, slegte, vieslike droom kry, weet hy bestaan. Want dis waar jy aanval. Net op dit. Dis al wat hy kan doen. En hy gebruik mense wat nie hulle gedagtes gevange neem teen jou, om jou af te breek, want hy weet wat jou swakpunte. Veral by vrouens. Nee? Ja. Maar ons, amper sê ek ons moet as vrouens, ek is nie 'n vrou nie, maar vrouens, nee, vrouens moet sterk staan. En dis hoekom ek wil hê die vrouens in hierdie gemeente, ek sê vir jy toe ek in Amerika was, ek was so, en die Nigeriese vrouens, is allemaal net vrouens gestrand. Wat ek nou daar saam met, maar ek doen dit nou al saam met hulle van 2009 af, so ek sê, is niks ongewoons vir my nie. Wie van julle het al saam met ons saam met Joy Noble hulle bedien? Wie is iemand al wat hulle ontmoet het? Kyk, dit sal vir mans taal wees saam met hulle. Nee, ek moes haar tasse dra vir jare. Nee, maar die Here het my afgebreek, daai trots, daai man trots. Nee, en daai rassistiese trots vir my. Jy weet, ek moet saam met haar Pep, en kyk, van Nigeria af, Pep is Woolies Plus, moet ek in Pep saam met haar instap, dan koop sy haar vrou goed, dan moet ek het gaan betaal. Toch ek, as iemand my in die dorp nou sien nie, PJ of Lappies hulle my nou sien, is dit verby met my. Nee, hier is ek met hulle, en die Here het afgebreek in my. Maar weet jy wat ek wil sê, van die Amerikaanse vrouens, toe ek in Amerika was, en Nigeriese vrouens dieselfde. As daai man preek, voor hy preek, sal sy vrou opstap. Sy sal daai stage skoon bid, hoor. Al wat nog kort weerlig, wil hulle autoriteit opvat in Christus, en met woord en daad praat, want hulle weet wie hulle is in Christus, en hulle het 'n voice, die vrouens het 'n voice, vrouens moet 'n voice hê, julle moet praat, die goed wat nie is nie, asof het is, vrouens moet praat, maar as het nou van die voortrekker daar af, moet ons stil bly, nonsens, dit was nog nooit 'n vrou se rol om so te wees nie, nonsens, 'n vrou moet praat, ons is mede-erfgename, elke keer as ek mense trou, dis al wat ek preek, mede-erfgename, in Christus, daai man se gees is in 'n man se lyf, jou gees wat dieselfde soos jou man se is in 'n vrou se lyf, en daarvoor moet hy respek en eerbied hê, en as hy nie het nie, breek hy klaar die verbond, maar die manne weet dit nie, kan net 'n bietjie genade hê op hulle, maar dis nie hulle groot geword nie, ons kultuur en al die type goed, ons moet genade hê op hulle, dat die Here as jy hom toelaat, sal hy jou laat dit verstaan, as man, maar dan moet hy deur jou trots kom, en ons almal trots, nie net mans nie, vrouens, ook trots, trots is ook pity party, is trots, niemand gaan vir my, wie is jy nou in elk geval, kom oor het, is ook trots, is die ander kant van die stok, die ander kant van die stok is hierdie, niemand sal vir my sê nie, ek is de Wet Malan Vosloo, jy weet, en die ander kant van die stok is, wat gaan hulle van my dink, jy weet, nou sien hulle my raak, is ook trots, jy kan nie oor jouself kom nie, is hard, nee, maar is reg, want ons moet oor dit kom, en die vyand gaan dit teen ons gebruik, en dus hoekom, hierdie naweek so belangrik is, want dit gaan 'n bietjie vat, nee, veral in die mans, vat, gister toe ek by Annette en Rene was, ons in die boekies gekyk het en alles, hy sê, jy sê ons dwing hulle vanaand, om saam met hulle mans 'n movie te kyk, 'n chick flick, maar jy laat dit gebeur, het gebeur nie in my huis nie, ek is ook skuldig aan, Elsie kyk haar goed, ek kyk my goed, so nou en dan sal sy compromise en saam met my iets kyk, wat ons die doppies agter die televisie optel,
Nee? Dan moet ek nou weer saam met haar ding kyk, en sê, gaan hy nog vir haar Rosa ook vat? Nee, hier, toch. Hulle maak nie sulke mense nie, hulle bestaan net in Hollywood. Jy weet, ons sukkel. Maar ons moet ook leer, verstaan jy? Beteken nie ek staan nie voor, ek's 'n pansy nie, ek hou van mangoed, verstaan jy? Is net, en wat jy gesê het van die woord, ons almal ken ten dele, ek het dit hierdie week in die podcast ook gesê, ons almal, ek ken ten dele, maar julle het nog werke, beroepe en goed wat baie van julle aandag vat, ek vat dit nou my eie vrou se lewe, sy wil soveel graag baie meer tyd in die woord spandeer, maar sy werk, sy moet elke oggend 7 uur by die werk wees, sy werk tot 3:30, as sy koffie drink kan, moet sy uitklok, dit is hoe haar werk is as 'n regulatory pharmacist. En as sy aan by die huis kom, moet sy nog ons vorige besigheid sy boeke doen en al die tipe goed, en nog kinders ook, né? En dan verwag ek haar nog om te prepare ook vir iets. So dit is taf vir haar ook, dit is taf. Ons almal gaan deur seisoene. So in hierdie seisoen wat jy is, vra vir die Here, vra vir hom wysheid. Here, op wat moet ek fokus die week? Vat dit op per week. Watter verse moet ek hierdie week fokus? Moenie vlug lees nie, dit help jou niks nie. Woe, ek het dan nog tussen alles deur die hele Bybel deurgelees. Wat kan jy onthou? En ek weet, ek het nou nog met iemand ook gepraat, ons doen nou Hebreërs, ek is Hebreërs doen, dan Jakobus daar. Wees net rustig. Net rustig. Gaan net saam deur. Moenie hard wees op jouself nie. Ons almal se breins werk ook anders nog. Alraai. Ek het 'n geskiedkundige brein. Ek kan nuttelose inligting opgaar vir jare. Wie wil nou weet, Hitler was in 1924 in Landsberg in 'n gevangenis tydens die Munich-putsch. Wie wil dit nou weet? Ek weet dit, ongelukkig. Ek kan nie nooit weer uit my brein uitkom nie. Maar dis hoe my brein werk. Verstaan jy? En ek was in Landsberg. Lekker is dit nou. Maar die fisieke spytste, mag ek dit in 'n kerk sê, toe ek in 1993 vir amper 2 maande in Duitsland was, het ek die spytste oor. Ek het nie bier gedrink uit dit nie. Ek het niks alkohol gedrink. Daai ouens maak die bier. Maar prys die Here, ek het nie gedrink nie. Ja. Ek was by katholieke convents wat hulle likeur maak. En ek het nie eens geproe nie. Jy sê, ou moet dan proe. Hè? Ek weet is so. Ja nee, kyk, ek sou nou nie meer na Munich Beer Festival toe gaan nie, dit sal ek nou nie doen nie. Maar jy sê, ouens het kuns, man, dit is jy hoef ek nou nie te drink dat jou neus rooi is. Ek spot nou sommer. Kan ons asseblief vir Jakobus uitkom? Ons moet nou klaarmaak. Hoor jy maar, ek moet net sê, as ek 'n PowerPoint doen ek dit in Arial Black. Nee, ek het van die begin af so. Maar ek het nou 'n bietjie gespeel. Kyk al, hoofstuk 1 deel 2. Wie lank het my uitgefigure, nee, om die Romeinse goed in te sit daar. Toe my dogter my gou vinnig gehelp, is eintlik nou maar net, ek moet maar net die letters van die alfabet gebruik. So ja, sorry, ek het nou nie geweet nie. Nou, ek is nie gebore met 'n komputer nie. Alles wat ek van 'n komputer weet, ek myself geleer. Alright. So ek was nie universiteit toe vir dit nie. Goed, kom ons begin hierso. Ons het ons by vers 5 opgehou, onthou julle. Alright. Kan ek gou vir ons weer die eerste 5 verse lees? Kom ons doen dit. Dis net gou opvang. Ons is nie haastig nie, julle. Ons doen hom verse by verse. Ons het die hele jaar. Ek gaan hom uit my vertaling uit lees, which is the 53. Jakobus, of dan nou die boek van Jakob. Daar was nie 'n James nie, onthou ek het julle gesê, né? Dis nog altyd net Jakob. Ons maak hom Jakobus, but it's a book of Jakob. Dis die Grieks en die Hebreëus vir hom. Alright, Jakob. Alright. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in verstrooiing is. Verstaan julle nou daai? Groete. Net 2 ouens in die Bybel wat sê hulle is net diensknegte, dis hy en sy boetie Judas, albei boeties van Jesus, halfboeties van Jesus. Paulus sê diensknegt en apostel, meeste van sy briewe. Party van sy briewe sê hy net 'n diensknegt, maar hy stel homself altyd voor as 'n diensknegt en 'n apostel. Hierdie ouens was ook apostels. So ons gesê, as dit nou ek was, sou ek gesê het, JC, 'n diensknegt en boetie van Jesus, dat ek meer preekgeleenthede kry. Hoe was dit om saam met Jesus groot te word? Kom ek vertel julle. Ek het hom soos trash behandel, tot hy gekruisig is. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het nooit hom time of day gegee nie, totdat hy dood is. Hulle het nie aan hom aandag gegee nie.
Sê hulle is gemerk. Ja. En dis wat die 7 briewe sê, né? Kan julle hoor met daai harde fan na agter? Ag, as julle hom afsit, asseblief. Dankie Sumarie, moet ons hom nie afsit nie. OK, moet nie, sorry, ek sê mos Sumarie. Amper sit sy hom af. Hoor jy so? Alright, wat die verstrooiing is. So daar is geen 12 verlore stamme nie. Ek praat met 'n sussie met wie ons 'n pad stap oor Japie, die boerseun van Migdol. Ken jy hom? Paso. Die boerseun van Migdol. Nee? Daai ou is van die hel af. Hy's in 'n sekte. Hoekom? Want hy maak God, Jesus Christus, Allah. Hoekom maak hy hom Allah? Want hy maak hom net vir die wit mense. Allah is net vir moslems. As jy nie 'n moslim is nie, moet hulle jou uiteindelik doodmaak. Daai ou is in 'n klein plekkie met die naam van Migdol en hy sê Jesus. Hy sê nie sê Jesus nie, dit is verkeerd vertaal. Yotaiwawe, Yeshua is net vir hulle. Nee. Dan maak jy Jesus Allah. Alright. Hy gebruik 'n skrif van wat hy sommer self vertaal het, jy moet jou vyande vergewe. Sê hy dis verkeerd vertaal. Daar staan jy moet jou vyande nie vergewe nie. So, dit gaan nie oor arme Japie baie teenkanting kry nie. Arme Japie is van die pad af, hy moet repent, bekeer of anders gaan hy hel toe. Kan ek dit reggider sê is dit? Dis maar net hoe dit is. En moet jy nie gegooi word deur dit nie. Jy moet die skrif ken, dat jy kan hoor as 'n false teacher teach. Ons moet dit weet, julle hoor vandag vir my, want daar is baie daar buite. As ek van skrif af teach hierso, moet ek reggemaak word en weggevat word tot ek reg is. En dan dalk eers weer kan terugkom. Dalk. Alright. Niks van hierdie is my eie opinie nie. Ek kan nie skrifte gaan en verdraai nie. My eie opinie in die skrif sit nie. As ek sê is my eie opinie, sal ek dit vir jou sê. Alright. Okay. Ag dit louter vreugde, my boeties en sissies, daar het ek dit bygesit, wanneer julle in allerhande versoekinge val, ons sien daai versoeking is toe nou nie, ek word nou weer versoek om 'n ekstra paai te eet. Nee, dis nie daai versoeking, dis onder druk kom, onder teenkanting kom, ek word aangeval deur die vyand. Alright, my geloof word aangeval. Is huwelik seminar, almal van julle wat kom, ek gaan nie vra wie kom nie, almal van julle wat kom, hoe is julle huwelik hierdie week? Hey papi, hey, die vyand sal sorg dat ons vanaand almal nie aankom, sit jy wag en jy wag in die ding sit, nou sal my ding nog 'n flik al kyk vanaand, nee, dis hoe die vyand maak met ons, nee, die tyd dat ons hier aankom is ons niks lus vir niks nie, ja, nee, ons sort mekaar uit op pad hiernatoe, en vanaand is ons teruggery, dit was 'n mooi fliek, hoor nou wat ek vanaand vir julle sê, dis hoe dit gaan wees, ja, ja, nee, hier, kan ek julle 'n tip gee vir naweek, moet net dit doen nie, hoor jy die naweek gaan diep wees, hoor, omdat julle weet dat die beproewinge, kom van die vyand en van God af, nee? God sit nie siektes op jou en al die tipe goeders, nee? Maar, hy sal jou sais maak, as jy met trots sit. Tiaan Gilden, hy sê altyd, dieselfde dorp wat hy met 'n Mercedes gery het, Sanien, dieselfde dorp by my voete geloop. Kyk, as Here jou vat en jy wil nie luister nie. God sê jy moet jouself verneder, nie net God jou verneder nie. Alright. En daar het ons mos nou oor Job gepraat en al die goed, onthou julle. Right. Maar die lydsaamheid, die geduld moet tot volle verwerking kan kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie, daar sê. En as iemand van julle wysheid kort kom, ons begin vandag met hom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word, sonder om te verwyd. God kan nie teruggaan op sy woord nie. Baie ouens sien julle teach vandag, preach vandag, hy het al lank al sy vrou verneek met 3 ander vrouens, maar die miracles werk nog steeds deur hom, want God gee, en hy vat nie terug nie. Maar wat gaan gebeur is tot op 'n stadium, dan gaan die vyand die mat onder jou voete uittrek, en dan gaan jy expose word. Terrible. Dis wat nou gebeur, oral in die kerk. Ten minste word jy ge-expose hierdie kant van die ewigheid, dat jy nog kans om reg te maak. Maar aan die ander kant kan jy nie meer reg maak nie. Dan gaan hy vir jou sê, gaan weg jou sleg diensknegt, dis wat hy sê. Ten minste word jy hier ge-expose. Alright,
Good. So, 1 vers 6, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Want so 'n mens, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Ons almal het 'n gebrek aan wysheid. Ons almal het. En as jy dit nie besef nie, is jy in trots. Baie mense besef nie, hulle het 'n gebrek aan wysheid nie. Jy besef nie as 'n direkteur van 4 maatskappye, jy het eintlik 'n gebrek aan wysheid nie. Soos om Angus altyd sê, ja, maar jy weet, ek kan nou nie stilte tyd in die oggend nie, weet ek is direkteur van 4 maatskappye. Jy reeds moet. Ek doen nie een bedieningssessie wat ek op my eie wysheid staat maak nie. Ek bid elke keer. Dankie Here, gee my wysheid, insig, verstand. Gee my raad. Elke keer. Mense soek nie my raad nie. Die beginsel van wysheid is opregte eerbied vir die Almagtige. Dis die beginsel van wysheid. Is opregte eerbied vir die Almagtige. Ons baie sê ons het eerbied vir God. Is dit? Toets jou hart. Vra of jy vir die Here eerbied het. Ek vra gereeld vir die Here, waar neem ek U nie in ag nie? Ek vra gereeld vir die Here. Ek moet. Ons moet vir die Here vra. Jy kan vinnig arrogant word. Vinnig. Jessie, ek wil nie val in die hande van die lewende God nie. Psalm 111 vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen het 'n goeie verstand, sy lof bestaan tot in ewigheid. Ek wil hier uitkom. Jakobus 4 vers 7. Ek onderwerp my aan God. Dis die vrees vir die Here. En hierdie is my barometer, hierdie is my rigtingwyser. En ek lees die woord soos 'n kind en ek verstaan dit soos 'n kind. Dis 'n pa wat met sy kind praat. As jy sukkel met die 33-53 vertaling of die King James of New King James, kry jy jou passion of 'n wat ook al tot jy die ander kan verstaan. Want ek beloof nou vir jou, nee, ek het begin daai tyd met 'n 83 vertaling. Die Here het my op 'n 83 vertaling laat weergebore word. Toe het ek Joyce Meyer's Amplified en toe het ek na die 33-53 toe gaan nadat ek jare daai gelees het. Want dit is hard, dit is moeilike Afrikaanse woorde, dit is moeilike Engelse woorde. So oefen, ja, maar ek verstaan, jy mag gaan na die Bybel toe wat jy verstaan. En lees dit oor en oor, en soos jy het oorneem. Ek en jy nou my eerste 83 wys wat ek gehad het, nee. Daai ding is volgeskryf met potte. Toe was dit nog in die hervormde kerk. Dit was nog nie born again nie, maar ek het 'n honger vir God se woord gehad. Ek het dit gelees en gelees en gelees en gelees. En ek kon nie glo nie, ek het die Bybel 'n paar keer gelees en toe ek die eerste keer nou by Touching Hearts was en hulle praat van Ecclesiastes, toe weet ek nie waar is dit nie. Want ek meen ek lees net Afrikaans. Toe leer die Here my nou Engels. Toe lees ek die Amplified van voor tot agterdeur. En as jy by Caroline Leaf se teaching sit, luister gou vandag vir my. Jy gaan deur daai Bybel hoor. En ek het 3 van daai kursusse gedoen. En ek het tot vandag toe nog iets in my fondasie. Wat het ek daar uitgekry? Baie. Maar as ek waai is, en ek kan altyd leer. En ek het bereid gewees om myself daar te submit, en dit was tough. Maar ek het nodig gehad om onder die woord, en 'n vrou het my geteach. En het een ou vandag vir my sê, 'n vrou kan nie teach nie. Ek staan vandag hier as gevolg van vrouens. Meeste in my fondasie. Jy kan enigiemand leer. Enigiemand. Jy moet net bereid wees, en dit my trots het my uitgevat. En my ma het, my skoonma veral. Hy het net haar knie deurgebid vir hierdie rowwe skoonseun van haar. Want sy was graag gehad dat haar man, haar dogter met 'n CA of rekenmeester trou sy met 'n polisman. Daai goeie tattoos, het sy gesê, sy het nog so uit mekaar uitgeval toe sy hoor, Elsie se ex, het sy gelos vir my. Sy die ding nog in die Kaap kom moet. Hulle tattoos. Ek sê nooit 'n tattoo op my lyf sit nie, maar dis hoe ek is, nee. Ek praat nou nie teen tattoos nie, maar want ek weet, ek kom uit opleiding uit, as die vyand sien net 'n tattoo, dan haal hom af. Ek was nie lus vir daai aksie nie. Hoor ek spot so by, die vrees van die Here, okay. Spreuke 9 vers 10, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Die vrees van die Here is nie om bang te wees vir God nie, maar om eerbied vir God te hê, om God eers te sit,
om God nie, jy is een van daai ouens en 'n teoloog wat God se woord so uitmekaar uittrek, het jy dit self nou nie glo nie. 'n Teoloog het een keer vir my gesê, jy sê ek kom agter dat ons sit bietjie meer in dit wat Petrus het dalk maar net gesê wat hy gesê het. En nou haal dit so uit dat dit geen mense kan verstaan. Ek dink nie eens Petrus het gedink hy het dit gesê nie. Men mense vat byvoorbeeld in Afrikaans. Iemand sal nou, vat nou maar Daleen Matthee, Kring in 'n Bos. Hulle Afrikaanse professors en kenners daai boek uit, maar dis nie eers wat Daleen Matthee bedoel, hy het maar net bedoel, hoor hy toe nou net van die skaapchoppie geëet of wat ook al. Maar eintlik is dit 'n satire van nee, sy het net die skaapchoppie geëet. Verstaan jy? Maar dis mensekennis. Mensekennis kan wyd gaan, hoor. Dis verskriklik. En ongelukkig is die kerk vandag gebou op mensekennis. En God gaan dit reform. Hy gaan dit hervorm. Want die kerk is vandag gebou op empire beginsels. Die Amerikaanse kerke het besigheidsstrukture in die kerk ingebring op empire beginsels en nie op kingdom nie. As 'n verskil tussen op kingdom bou en op empire bou. Empire, worry nie oor die ouens om jou nie. Ons bou hierdie ding, my mat, bou ons die toring van Babel. Ons gaan God aanraak daarbo. Hierdie gaan uit dimensies, uit proporsies uit, en ons gaan soveel organisasies, en moet koninkryk wees. Jy gaan nie stap vorentoe vir God nie sê nie. En op koninkryk bou, is jy lief vir mense. Selfs die mense wat vir jou werk in die kerk, is jy lief vir hulle. Jy sit hulle ook bo jou. Beteken nie, as iemand nie 'n fout maak, jy praat daaroor nie. Mens moet daaroor praat. Mens kan nie vir die Here werk en net doen wat jy wil nie. Ek neem aan, as jy in die kerk is, en jy's 'n leier in die kerk, neem ek aan, jy die selfdissipline om, sonder ek vir jou sê om iets te doen. Ons almal wil dit ons by ons werke ook hê. Die mense wat vir jou werk, neem nie aan, hy doen sy werk, hy lê nie by die huis nie. Jy weet, dis wat die Here wil hê. Okay, good. Hoe kry ons die wysheid van God? Almal weet, ek praat altyd oor die 7 geeste van God, Jesaja 11 vers 2, is ook die 7 oë van God, Openbaring 5 vers 6, Here, U sien, Here, moet ek hierdie besigheidstransaksie aangaan, U sien hierdie mense, is hulle eerbare mense, sê my, U oë sien als, vra net vir hom, vra hom, hy sê daar, as een van julle wysheid kort kom, vra hom. Baie keer het mense vir my gevra, hoor jy, nou toe alles dan nou om 'n pear shape gaan, het jy die Here gevra? Natuurlik, toe ek sê natuurlik, toe weet ek, God, ek het vergeet. Ek het gedink. Nou, assumption, dat ek nie sê wat die Amerikaners sê nie. Ja. Twyfel versus weet, glo, geloof. Jy moet weet. Altyd gesê, neem net 'n besluit, al is dit verkeerd, neem net 'n besluit, asseblief tog. En op die einde van die dag kan jy sê, hoor, ek het besluit en ek het verkeerd besluit. As iemand wat twyfel die hele tyd. Ten minste jy, sê dit, gee 'n pat on the back, ten minste, hoor, ek het 'n besluit geneem, al was dit verkeerd. It's far better to dare mighty things, although checked by failure, than be that poor timid soul who never tries anything. Nee? Dis mos 'n sê ding, van Roosevelt. Nie die Tweede Wêreldoorlog president en die Eerste Wêreldoorlog president, Theodore Roosevelt. So try 'n ding. En as dit nie gewerk het nie, vra jy vir Here om vergifnis, want dan jy nie by die Here gehoor nie. Want ten minste het jy getry. Ongeloof in die koninkryk, is nou daar gepraat. Hier is nou baie, ek gaan nie te diep teologies hierop ingaan nie, maar teologies gaan bestudeer die skrifte self. Kom ons lees net gou hierso. En dit maak my so vies. Hierdie, nee. Want ons moet net die Bybel lees, en daar ek het altyd gesê, Matteus, Markus, Lukas, is die 4 evangelies, hulle verskil bietjie, met sekere goed, nee. Maar dis soos transparant papier, jy sit hulle al 4 boop mekaar, en sien jy die hele prentjie. Ok, dit is, hulle verskil nie. Is net 4 verskillende ouens wat die briewe geskryf het. Dis al wat hulle verskil. Kyk van ander perspektiewe af. Ok, kom ons kyk gou hier, na Matteus 21 vers 21. Wat staan daar? 21 vers 21. Maar Jesus antwoord en sê vir 'n waarvoor ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, hy het ons die vyeboom bestraf, maar al sê julle ook vir hierdie berg,
hef jy op en werp jy in die see, sal dit gebeur. Ons almal het berge. Jy het 'n berg voor jou. Jy het 'n uitdaging, want jy's nou in die beloofde land. Jy's gelukkig hopelik nie meer in die woestyn wat jy om dieselfde berg trek vir 38 jaar nie. Jy's nou oor die Jordaan, saam met Joshua, Jesus, en nou is jy, die berge is voor jou. O, ek kyk na my bergepad, daai liedjie duidelik, né? Dis jou bergepad. En toe Caleb aftree, Joshua van vra, waar wil jy aftree? Gee my die berge, daar waar die reëse is. Dis jou attitude wat jy moet hê. Ek vat die berge aan waar die reëse is. Jy gaan teen die berg opklim en dan gaan jy nog reëse ook fight. So jy moet fiks wees hoor in die geloof. Alright. Sal dit gebeur en dan Openbaring 5 vers 6, ons lees gou daar. Openbaring 5 vers 6 wat sê en ek het gesien en kyk in die middel van die troon die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderling staan 'n lam asof hy geslaf met 7 horings en 7 oë. Okay, hoekom het ek nou daai skrif gevat? Sorry, ek is by die vorige een. Markus 11:23, sorry. Daai is die 7 oë van God. Markus 11:23. Hoor wat sê hy? Want voorwaar ek sê elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jy in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry. Geloof is, jy spreek iets wat nog nie daar is nie, asof dit daar is. My huwelik sal reg wees. Ek bid vir my man, hy sal die Here ken, en ek glo dit. Dankie Here. Môre, doen nou weer iets wat al jou geloof twyfel. Dan staan jy op die woord, want die vyand kom teen jou geloof. Hy kom teen jou geloof. Hou op twyfel. Ja, en as dit taaf raak, hier's 'n vrouens wat saam met jou kan bid en al daai tipe goed, né? Dis wat ons doen. Kom ons gaan gou na ongeloof toe en klein geloof. Markus 9 vers 19. Hierso. Daai julle, dis nou van die maand se kind. Ek vind. Toe antwoord hy, nou kon nie die disippels nie die demoon uitjaag nie. Onthou julle. Jesus kom nou. Hoor wat hoe antwoord Jesus ongeloof? Ag toe maar, probeer volgende keer weer. Nee, dis nie Jesus se antwoord nie. Hoor hoe antwoord hy? O ongelowige geslag. Hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank moet ek julle verdra? Bring hom na my toe. Hoor dit sê die King James, hy sê vir my beter. O faithless generation, how long shall I be with you? Yes, dis vir my tof saam met julle. Julle ongelowiges. Nie klein gelowiges, jy sien die 83 vertaling, nie vertaling sê klein gelowiges. Dis nie klein gelowiges nie. Ongelowiges. Dis 'n groot verskil. Ons almal het klein geloof, bietjie geloof. Klein is bietjie. Jy moet die ongeloof veg in jou lewe. Die ongeloof. En hulle bring hom toe, na hom toe, en toe hy hom sien, laat die gees hom dadelik styftrekkings kry. Kyk daai prentjie. Hy val op die grond neer en rol met skuim in die mond. Baie ouens sê dis nou wat sê ding? Mense het epileptiese aanvalle. Ja, dit is 'n stom en dowe gees. Nie altyd nie, meeste van die keer. Dis 'n stom en dowe gees. Alright. Daarop vra hy sy vader, hoe lank is dit al wat hy het oorgekom het? En hy sê, van sy kunste af. Hierdie storie ken ek so goed. Daar's 'n ouetjie in Utrecht by my maal en hy's 'n kok gewees, 'n chef. Van sy kunste af kry dit. En raai hoe is hy dood? Hy het vir hom met bad water getap, warm water. Kry hy epileptiese aanval, toe verdrink hy in die warm water. In die bad warm water ingeval. Maak hom dood. Lelik hierdie goed. Van sy kunste af, en dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi, soos die ouetjie van Utrecht. Want hy wil jou verdrink. Hy wil jou doodmaak. Om hom dood te maak. Dit staan in die Bybel, hoor. Om hom dood te maak. Nie om hom seer te maak, hy wil jou doodmaak. Die vyand wil ons almal doodmaak, hoor, jy moet dit weet vandag. Hy sal op enige manier probeer. Okay. Ontferm U oor ons en help ons. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dadelik roep die vader van die kind met trane uit so, ek glo Here, kom my ongeloof te op. Die nuwe vertaling sê, kom my klein geloof te op. Dis ongeloof te op.
Hy het vir jare gesien wat met die kind gebeur. Vir jare kry jy ongeloof. Dis dieselfde, daai ouens het vir Goliat, hoeveel? 79 dae gehoor, julle is sleg, julle kan my nie doodmaak nie. En hulle ongeloof het gegroei en groei. Hier kom jy ander laai op die 80ste dag, sê, wat praat hierdie ou so met ons? Sip. Hy het nie 80 dae se ongeloof gehoor nie. Verstaan julle? So al wat ons heeltyd hoor ten opsigte van die woord is ongeloof. Nee, ek het klein geloof. Nee, is goed jy het klein geloof, anders raak jy arrogant. As jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, kan jy vir hierdie berg sê, as jy nie ongeloof het nie. As jy glo wat die woord sê. En ons almal, luister, ons almal gaan deur daai challenges. Want die vyand bou en bou jou met ongeloof. Ek weet nie wat is jou berg nie. Is dit depressie? Is dit swaarmoedigheid? Is dit wat nie? Dis jou berg. En daai berg gee vir jou ongeloof, want jy kyk vir die berg. Maar geloof kyk verby die berg. En dan kan daai berg uit jou pad, dan gaan daai berg in die see in. Alright, ek praat uit experience uit, hoor. Ek het baie berge voor my, baie. Plant 'n kerk, het hulle gesê. Die vyand sal alles in sy vermoë doen, dat dit nie gebeur nie. Alles. Hy sal in my persoonlike lewe inkom, hy sal na my kinders toe kom, hy sal na my finansies toe kom, hy sal na my gesondheid toe kom. Die dag toe ek in permanente bediening instap, kry ek 'n frozen shoulder vir 9 maande. Ek kom vir 9 maande in die worship, en my arm, wat kan jy nou wat 'n arm was, hierdie arm, kan my optel nie. Ek preek, dan tap die sweet in my rug af, so pyn dit. Pynpille help nou nie meer nie. Ek was gelukkig so met my vrou 5 jaar voordat sy ingegaan by 'n skouerspesialis in Pretoria, ouwe. Sy het hy sny nie aan sulke goed nie. Hulle het in die ou dae frozen shoulder onder narkose uitgebreek, né? Hy sê, en dan het hy gesny ook nog. Hy sê, maar hulle het na al die jare agtergekom, hy sny deur daai weefsel, dan weet hy nie, ons weet tot vandag toe nog hoe al die spiere werk, maar hy sny met 'n mes dwars deur dit. En ek het lank terug in my militêre loopbaan geleer, as 2 plekke wat jy nie sny nie. Dis 'n skouer en 'n knie. Kom nooit weer reg nie, is nooit weer dieselfde. Kom maar vir my sê wat hulle wil. Ek het al knie gehad, die ortopeed vir my in Richards Bay gesê, jy is een van daai. Ek het nog nie die Here geken nie. Jy is een van daai wat gebore is, jou bene is te ver uit mekaar uit, dis hoekom ons moet sny. So ek sê, Kubai, cheers, my nooit weer gesien nie. 3 kommerits het daarna gehardloop. Jou liggaam het 'n manier om homself reg te maak. Maar quick fix ek my nou, kan nie die pyn. Ek het 9 maande daai pyn gehad. Ek het gaan vir 'n X-ray, nee, dit het ek dan gaan doen. Toe sê hulle vir Rocky, toe hy comeback gemaak in Rocky 5, you've got calcium deposits on your knees and your shoulders. Kyk, ek het my skouers abuse in die gym, ek het rarig. Ek moes saam met Corrie geoefen. En draai saam met die lighties oefen. Hy kan hoetsie. Daar sê. Nou hoetsie niks meer nie. En hy het self reg gekom, julle hoor. Sonder sny, baie pynpille, ek haat pyn, ek moet sê. Daai pynpille my nou het sleg gedoen, sleg, stek vir jou maag. Ek kom vir 9 maande nie op hierdie arm, ek kan nie op my rug slaap nie, ook nie op my maag nie. Ek moet op my sy slaap. Ek moes vir 9 maande op hierdie, ek het amper so Jeremia gevoel. Nee? Ek is dalk wat ek deurgegaan het profeties. Hoeveel maande moes hy lê dan nie? Hy moes amper 'n jaar op sy een sy lê en profeteer. Nee, ja, come to think of it, kry ek revelation terwyl ek preek. Ek spot sommer. So, ons almal het uitdagings, julle. Almal het. Jesus, en ek het swaar gekry, hoor. Baie swaar. Al wie van dit geweet is my vrou. Toe sê sy vir my, wat sê sy vir my? Geen genade by daai vrou nie. Bid vir hom. Dis mos wat jy vir my gesê daai tyd. Dis nie wat ek nodig het om te hoor. Geen net so 'n bietjie empatie. Kry my so 'n bietjie jammer, want ek kry myself verskriklik jammer. As ek pyn het, kry ek myself vinnig jammer. Ons almal is so, né? Ja, maar vrouens is tawer in daai afdeling, ek moet dit sê. Hulle is nie, vrouens is. Ons mans is maar pieperig, hoor, rarig. Wat is dit dan nie? Nee, sy het geweet, ek het so 'n bietjie. En weet jy wat daarna, dis nou, my was dit 2021. Ek kan nou eers weer in die gym bench press byvoorbeeld. Ek kon nie. Ek kon nie dit doen nie. Ek kon nie push-ups, ek push-ups moet ek so doen. Kan nie so nie, my skouer is nog steeds baie seer. Sensitief daar. So dit vat lank so ding om reg te kom.
Maar nou pas ek 'n skouer op. As ek in die week begin gym, ligte lollipop gewiggies, dan oefen ek die skouertjies. Hulle gaan nooit wil ek daai oorkom nie. Nooit, dis baie seer. Baie seer. Waar was ons voor julle ingechip het? En dadelik roep die vader die kind met trane, o ek glo Here, kom my ongeloof daarop. En toe Jesus sien dat die skare by mekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, soos 'n onreine gees, wat hulle noem 'n stom en dowe gees. Ons sal nou in die bevrydingsseminaar op dit ingaan. Ons hoef nie demone se name te ken nie. Is net 'n gees wat nie van die Here af is en dat hy gaan. Alright. En nadat hy geskreeu en hom styftrekkings laat kry, het hy uitgegaan en die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het hy's dood, maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan en toe hy in die huis kom, vra sy disippels hom afsonderlik, waarom kon ons hom nie uitdryf en hy sê, hoor nou, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Luister gou. Ons gaan nou die ander gedeelte ook lees en gaan as julle sommer klaar heads up gee. So nou die meeste mense glo hierdie tipe demoon gaan net uit deur gebed en vas. Luister die, geen demoon gaan deur gebed en vas uit nie. 'n Demoon gaan net uit in die naam van Jesus. Hierdie tipe ongeloof gaan net uit deur gebed en vas. As jy ongeloof in jou lewe het, moet jy bid en vas. En vas is, gaan kyk na die woordjie, Griekse woord vir vas, abstain from food. Dis vas. Nie abstain from TV en social media nie. Abstain from food. Kom ons sommer in hierdie kerk sommer van die begin af reg vir mekaar sê. Ag jy weet, ek gaan ook 'n vas doen. Ek het besluit ek gaan nie die rapport lees vir 21. Hoe lekker is jou vas nie? Nee. Ek bly weg van kos af. Sekere kosse, jy kan besluit hoe jy vas. Ek gaan net dadels eet of wat ook al. En of wat ook al, doen 'n Daniel vas, maar dit is abstain from food. Alright. Wat lekker is. 'n Regte Daniel vas eintlik is nie water en groente en vrug. Dis nie 'n Daniel vas eintlik nie. Want die begin van Daniel vas hy vir 10 dae en hy drink water en groente en vrugte wat nie van die koning se tafel afkom nie, want hy het gesê daai kos is nie kosher nie. Ek gaan net hierdie eendag gaan ons beter na 10 dae lyk. Die 21 dae Daniel vas is aan die einde van Daniel waar hy in sak en as gelê het en gebid het vir die nasie Israel en hy het geen smaaklike kos oor sy lippe gehad nie. 'n Gebakte aartappel of 'n gekookte aartappel is nog lekker met 'n soutjie op. So dis eintlik die Daniel vas. Maar ons is nou nie wetties daaroor nie. Maar as jy ernstig is oor ongeloof in jou lewe, vas. Here, ek sien nie dat ek deurbraak in my huwelik kry nie. Ek vat nou net 'n voorbeeld. Ek kry al hoe meer, elke dag al hoe meer ongeloof met die ding wat hy alles sê. Dis so, dit gee ongeloof. Want dit klink net nie vir jy regkom nie. En die vyand gee vir jou meer ongeloof. En dan moet jy vas. Teen die ongeloof. Want jy het mos nou gebid en gesê, Here, laat my man inkom. En nou gaan die vyand kom teen geloof. Dan gee hy jou ongeloof. Amen? Of oumie? Alright, kom ons kyk wat sê, of tot by vers 24, ek verby hom gaan. Matteus 17 vers 17, ons lees sy weergawe van hierdie voorval. Dit is so lekker as jy hierdie Bybel begin ondersoek, dan lees, vra net vir ChatGPT of vir Google, where in the Bible was the moonchild sickness, of wat ook al, ek weet nie wat sê het in Engels, die maansiekkind, dan geef jy al die skrifte, gaan lees dit oor, mediteer oor dit, lees dit, skryf dit neer langs mekaar, vergelyk die 3, dalk is dit in 3 evangelies, dalk is dit net in 2 soos in die geval, dalk is dit net in 1, mediteer oor dit, kyk bietjie wat is ander teoloose opinie oor dit, en dat die Here vir jou opinie gee, want jy het 'n voice. Ons luister te veel wat teoloë sê, wat nie die vrees het van die Here nie. Dan luister jy wat daai teoloog sê, hy het nie die vrees van die Here nie, luister jy wat hy sê. Jy kan dit nooit doen nie, nooit nie. Luister na teoloog wat jy weet, God ag as God, en sy woord ag. Daar's baie, gelukkig. Maar daar's baie ongelukkig wat nie is nie, en vandag gaan predikante na teologiese skole toe, wat daai ouens nie die vrees van die Here het nie. Inteendeel, as jy klaar is van hy 7 jaar, dan glo jy nie meer in liewe Jesus nie. As hulle met jou klaar is nie. En dan kry hulle gemeentes.
En die gemeentes glo wat Doom sê. Gevaarlik, want dan is jy 'n Nicolaiet en jy gaan vir die Here verduidelik hoekom is jy een. 'n Nicolaiet beteken jy submit onder the laity en jy's net die deity, jy's net die skapie wat moet luister. Nee. Laat my lammers wy, pas my skape op en laat my skape gaan. Laat hulle wy. Ons almal moet wy, né? Jy moet geleer word om te wy, dan moet jy self gaan wy. Die verantwoordelikheid is op my en jou om dit te doen. Waar was ons? Toe antwoord Jesus sê, ek like hierdie ene, o ongelowige en verdraaide geslag. Hoor wat sê in die King James? You wicked, perverse generation, how long will I suffer you? Arme ou, disipeltjie staan daar. Vandag is dit so, ag nee my kudde, toe maar julle sal regkom. Nee, dis nie hoe Jesus met sy ouens gepraat het nie. Hy het vir Petrus gesê, kom weg agter my Satan. Nou nog saam met hom geëet. Nou is hy Satan. Dink amper in my huis baie keer. Ons is nou net lief vir mekaar, en na is dit anderste. Nee? Maar dit is hoe close en personal vriende raak. Ons kan vir mekaar sê, sonder dat ons offense was. Vat offense, maar ek is nou getroud met die ding, so ek moet nou weer reg maak, nee? Ek spot nou maar net sommer, nee? Ons sê vir mekaar goed, wat baie seer maak, nee? Maar Jesus hier so het nie nonsens gevat nie, want luister gou hier. Is nie ongevoelig nie. As jy teen die ander koninkryk gaan fight, soldate is nie sissies nie, hoor. Hier is nie ligte boere musiekie, hier goed jy doodmaak, hoor. As jy vir jou doodmaak. As jy nie hierdie goed gaan aanvat soos 'n warrior nie, los dit eerder. Want dan is jy daai twyfelagtige een. Los dit eerder. Jy gaan seer kry. Jy moet weet wie jy is in die Here. En jy moet weet, hoor hierso, ek is verseker nie goed genoeg nie, maar hy is. Ek is seker nie so slim soos baie ander nie. Ek is ook nie die skerpste potlood in die pakkie nie, glo my. Maar hy is. Hy maak my. Dis sy borsplaat van geregtigheid. Nie myne nie. Luister jy? Hierdie is rowwe goed. Maar jy hoef niks van dit te vrees, as jy weet wie jy in Christus is nie. Niks nie. Alright. O ongelowige en verdraaide geslag, lees ek King James, wicked, perverse generation. As jy werk met die gees van perversie, dis 'n verdraaiing. Die gees van perversie is nie net seksueel nie, in homoseksualiteit, lesbianisme, waar die vyand kom en hy verdraai daai persoon se siening van die teenoorgestelde geslag. Goed, jy kry dit daar. Maar perversie is ook wanneer leraars in die woord daai gees het, sal hulle die woord verdraai. Soos Japie van Migdol. Hy verdraai die woord, want dit is 'n perverse gees. En baie van daai predikante en mense wat so preek, kan jy maar kyk, hulle seuns is homoseksueel. Want dit is 'n gees. Dit verdraai. As jy nou dieper in die spiritual warfare goed ingaan, goed, is 'n spirit of Janus. Nou Janus het 'n ding, hy slat 'n ou se kop uit hierdie kant en daai kant toe kyk. Hy maak jou verdraai, jy kyk twee kante toe. Alright. Dis bevryding, dis waarmee jy gaan vasloop as jy die goed begin. Dis 'n bietjie rof, maar ons is mos nou almal warriors. Nee? Ek hoef nie hy name te ken nie, ek moet net weet waarna ek vasloop. So, ja, maar dis 'n perverse gees wat hierdie ou het, hoorie? Sy pa was dalk getroud met sy ma, maar hy het ook 'n perverse gees gehad, want hy het die woord verdraai. Of wat ook al. Baie van hierdie okkulte sektes, selfs satanisme, is perverse geeste. Verdraai mense weg van die waarheid af. As hierdie Epstein goed nou uitkom, is siek, maar luister gou hier, nee, dit kom al van die toring van Babel af. Is nie niet nie, hoor. Word nou net ge-expose in die laaste dae. Child trafficking, nee, is van Moloch se dae af. Hulle het kinders verbrand en geëet. Van Nimrod se dae. Dit is niks niet hierdie nie. Luister, dit het in die ou Rhodesië gebeur. Polisiehoofde van daai tyd en die apartheid regering is met daai goed besig geweest. Child trafficking gedoen. So dis niks niet nie, maar dis pervers, dis siek.
Dis siek. Dis siek. En dan eet hulle nog ook. Menseters. Lelike goed die hoor. En ons nog die potholes is erg. Dis die minste van ons probleme. Dis hoekom ouens, nou wie ek luister, Troy Broer, hy kan ouens se ministries volg, hoor. Daai ouens, jag hierdie ouens, gaan haal hy kinders uit Mexico uit. Toe daai ou nou uitgehaal is in die bedryf van die jaar, wat sy land, Venezuela, hy was een van die groot kanonne met daai goed. Christen predikers wat in die bosse moes gaan wegkryk, kon nou uit die bosse uitkom en die Here doen. Want daai ou teen die kerk gekom. Dis hoekom die vyand, jy gaan nou sien met ons land ook, hulle kom teen kerke, né? Soos ons in. Hulle wil dit stop. Hulle kan aangaan met hulle evil goed, maar die Bybel sê, eers wanneer ons uit die weg geruim is, sal hulle heeltemal hulle kop kan uitsteek, maar hulle kan nie nou nie, want ons is nog in die pad. Maar word een van daai warriors wat in die pad is van die vyand se goed. Nee, wat ons nie verdraai die woord nie. Daarop, hoe lang sal ek by julle wees? Hoe lang sal ek julle verdra? Bring hom hier. Jy moet nou vir Jesus sien daar. Moet nie sê, oh wicked perverse generation, how long shall I suffer you? Bring thou child to me. Dis nie hoe hy gemaak het nie. Dis julle gedraaide geslag, bring tog hierdie kant vir my, dat ek het doen. Ek kan dit al sien hoe Jesus het gedoen het. Dis maar so baie paas is met die kinderseuns by die karre. Bring die kind, my pa was so met my, dis hoekom ek vandag nog nie weet hoe lyk 'n 17 spinner nie. Toch ek as dit sy houding is, laat hy dit self doen. Dis hoe baie seuns is, né? Want ons paas was so ongeduldig met ons. En hier is ons God. Né? Okay. Daar bestraf Jesus hom, nie gentle cuddly nie. Hy bestraf hom. En die duiwel, demoon, verkeerd vertaal, het demoina as die woord, het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van haar uur af. Toe kom die disippels na hom afsonderlik sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad. Geloof het soos 'n mosterdsaad. Sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmiddellik wees nie. Maar hierdie geslag, in die konteks, ongeloof, gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Nie die duiwel nie, nie die demoon nie. Jou ongeloof gaan net uit deur gebed en vas. Baie tyd in die woord spandeer, is eintlik wat hy sê. Tyd in die woord spandeer, jou geloof opbou. 1 Johannes 5 vers 4 sê, wat oorkom hierdie wêreld? Jou geloof. Hoe kry ek geloof? Romeine 10 vers 17. Deur die hoor en die hoor en die hoor, ek sê dit by hierdie, en die hoor 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 van die woord van God. Dan gaan jy ongeloof weg. Maar nou hoor jy meer die ander goed. Dan gaan jy ongeloof hê. As 'n ander skrif wat sê, your faith is waxed cold. Hy het dit 'n lont gevat, kersse gemaak, sit 'n laagie was op, sit 'n laagie was op, sit 'n laagie. Wie is jou geloof is die lont? Nou kry laagie was op, 'n laagie was op, nou is so dik kers. Jou geloof is al binne-in. Want jy hoor net ongeloof, ongeloof, ongeloof. En hoe kry ek geloof? Deur die woord van God. Wat oorwin in die wêreld jy geloof? Hoe kry ek geloof? Deur die woord van God, te hoor. En daai ouens daai tyd, die Bybels gehad. Hulle kon nie wag om by 'n meeting uit te kom. Ek sê vir jou, jou geloof word die beste gebou in jou gemeente. Ek sê vir jou, ek was 'n besigheidsman, 2009, ek en my vrou het Woensdae aan na Johannesburg toe gery om teaching te gaan luister. Dan ry ons hiernatoe. Dan pak ek al my kinders in die kar, dan gaan doen ons saam met Tiana teachings in Tsanin. Dan doen ons dit hier. Dan is 'n arme Elsie na die kinders kyk. Een aand is by Alice Ras, het ons 'n kamp en Tiana sê dit is so warm. Kom ons sit met die mense buitekant. Om so 'n kampvuurtjie daar in die middel, nou Tian besig en hy doen op die einde van identifiseer hulle in elke Saterdag aand, doen ons die koöperatiewe bevryding. Dan by die mense agter hom aan. En net agter ons is die blok waar ons in bly en ek en Ryan, Helen is hier, Elsie kyk na al die kinders, klein Sean is klein, John is klein en Daniel is klein. Dis hel in daai kamer agter. Kyk daar. Terwyl ons die demone hier uitjaag, kry sy meer. Verstaan jy? Ek spot. Nee, moet ek sê medals for mothers, hoor. Maar ek beloof jou, soos ons daar bid, stap ek maar daar agterom. Barabbas City met teen uit die hoek van jou oog uit. Sien jou gaan hy goed uit.
En hardloop alles aan na Elsie se kamer toe. Luister gou, Tinus was saam met my. Wanneer was dit? Net toe hy begin het. Gaan doen ek bevryding, toe is ek al in Potch, vir mense daar. En ons doen dit sommer daar agter by hulle tea garden. Dan sit hulle almal aan die tafel. 2 hondjies sit ook hier, Jack Russellkies. En soos ek vir hulle bid, vang ek so die hoek van my oog uit die gat hulle. Dat die hondjies hulle jaag, want die honde kan dit sien. Ja. Het jy dit gesien? Daai ding, dis hoe dit is. Hulle gaan uit, want hulle word ons nou uitgejaag. So wanneer hulle nie uitgaan nie, het ek nou daar gesê, is net so voorsmaakie vir ons bevrydings. Goed? Dan is dit doen met demone, dan is dit met menslike geeste, wat nie submit is onder die woord van God. 'n Demoon moet uitgaan in die naam van Jesus. As hy nie uitgaan nie, en hy ander manifesteer, dan gaan dit 'n keer daar, dis doen met 'n menslike gees, wat nie submit is onder die wil van God nie. Ek kan vir Lisa vra, wanneer dit gebeur, dan gaan drink ek koffie, tot daai ou nou oor homself gekom het, en niemand gee my aandag nie, dan sien jy, dan staan die persoon op. Okay. So anders dan gaan ons daai ou nou, ja, JC kan hom nie uitjaag nie, nou moet ons hom na vlak 2 toe stuur, hierdie mense die ander kant Ruismeerbilt, hulle doen nou die geeste, hulle gaan nou in die courtrooms in, en dan, sy siel is op 'n planeet, hierdie fragmentasie, van, nee, is net 'n siel wat nie submit is onder die woord van God nie. Want elke mens is sy eie wil, as jy nie wil nie, kan ek jou nie maak wil nie. Daar is nie 'n quick fix nie, as jy daar opstaan, moet jy in die woord van God, jy moet betrokke raak by jou kerk, jy moet alles in jou vermoë doen, om nie op jou eie te wees nie. Jy moet alles in jou vermoë doen, om in die woord te bly, anders gaan jy gly. Alright, ons is oor ons tyd julle, en ons is nou eers by vers hoeveel? Ag nee, ons tweede slide, maar hierdie is baie belangrike goed, sonder om te twyfel. Dis wat Ilse vanoggend gebid het ook. En dis die skrif wat sy ook gebruik het. En ons as kinders van die Here moet mense wees op wie ander mense kan staat maak. Mense van karakter. Karakter. Ons sê mos nie, hierdie is 'n academy en goed. Hulle moet net by daai academies onthou om jou ouens karakter ook te leer. Ja, veel jy leer net die Bybel, maar jou ja is nie jou ja nie, nee is jou nee nie. En jy behandel mense soos jy is nie lief vir mense nie. Jesus het gesê, wicked perverse generation, ek sal dit nooit sê nie, want ek is nie Jesus nie. Nou dink baie ouens, nee, Smith Wiggles het die mense geklap, nou kan jy ook die mense klap. As jy iemand voor my klap, gaan ek vir jou klap. Ons klap nie aan mense nie. Dis God se mense. Ons het respek vir mense. Die skrif wat die Here vir my gegee het, hy sal nie eers 'n geknakte riet breek nie. Maar ons wat die demone uitjaag, moet toughen up. So, want jy moet taaf wees, want daai persoon, jy gaan nou bevryding doen op iemand, nou gaan jy huis toe. Nou voor jy braai huis die hek oopmaak, die vyand jou klaar in jou kop aangeval. Ja, maar jy moes nie dit gesê het nie, en ek is nie goed genoeg nie, wat soek ek deel van die team? Hy het jou. Jy moet 'n ander gedagte kry. Dit val jy op jou geloof aan. Amen. So, lees weer Jakobus hoofstuk 1 deur vir die week. Ons bly so. Dis hoe mens Bybel leer, julle. Maar 1 jaar Bybelstudieplanne gaan deur die hele Bybel dan. Kom ons kyk of ons hierdie jaar Jakobus kan onthou. Nee, ek sê nie dis al wat jy moet lees nie, maar onder andere, lees Jakobus hoofstuk 1. Ons bly by hoofstuk 1 tot ons deur hoofstuk 1 is. Okay. Jakobus hoofstuk 1 is baie diep. Jy gaan sien Jakobus 2 is nog dieper, Jakobus 3 is nog dieper, Jakobus 4 is nog dieper, Jakobus 5 is nog dieper. En dis baie goed vir ons. Dis goeie kos. Gaan lees daai in Matteus en in Markus, daai 2 van die maandsiekind. Gaan lees dit. Sit hulle bo op mekaar neer. Gaan kyk bietjie, dankie dan. Gaan kyk bietjie die nuwe vertalings. Hoe hulle vertaal. Ek kan vir jou gooi hoor. My bietjie geloof, klein geloof. Bietjie geloof is baie goed hoor. Ongeloof is jou vyand. Ongeloof. Verstaan julle dit? Dis so maklik se kind kan dit eintlik verstaan. Moenie die regte vertaling hê. En dis goed, ek versamel Bybels, julle weet dit. Dis hoekom ek meeste van hierdie goed weet, want ek lees dit in al die Bybels. As ek byvoorbeeld nou Jakobus voorberei, lees ek hom van die Passion. Ek lees hom in die
33, 53, lees hom in 83, 2020, direkte vertaling, Nuwe Lewende vertaling, Afrikaans Standaard vertaling, lees hom in al die vertalings. Dis net 'n hoofstuk. En is so lekker, en ek kry nuggets uit elke vertaling uit. Want die ander vertalings is my sinoniem woordeboek, vir die ou woorde. Alraai, lydsaamheid. Ek weet nie, vandag met kinders praat en vir hulle sê hulle met lydsaamheid hê. Wat? Huh? Geduld. Ja, die kinders is daarmee geduld te toets. En jou man. Kan ek vir ons afsluit? Vader, dankie vir vandag. Mag U die naprediker wees van hierdie woord. Here, U is lief vir alle mense, selfs vir Japie. Ons bid vir Japie, van Migdol. En ons bid dat hy die openbaring sal kry van die lewende God. Die Jesus, wat sy hand uitgesteek het en die kruis gesterf het vir alle mense. Wat liefde, mag U gees van liefde oor daai man kom. Mag sy hart besny word deur U gees. En mag hy 'n Paulus word vir U. Want sy kennis van die woord is so goed en so goed, maar dit is nie mooi nie. En mag sy kennis mooi word. Mag dit sag word. Vader, ek bid vir ons, en waar ons deur Jakobus gaan, hierdie naweek se huweliksseminaar, ek bid vir almal se gesondheid, bid vir almal se mans, almal se vrouens, almal wat gaan kom. Vader, dat dit 'n lekker, geseënde naweek sou wees, wat ons nog vir jare oor die vrug van dit gaan gesels. Ons eer U naam, ons loof U naam, ons bid vir huwelike in hierdie gemeente, in hierdie gemeenskap, waar ons weet hierdie naweek weer kort na payday, die manne nog gaan vat hierdie naweek. Vader, ons bid, dat ons kan rustig raak, die gees van vrede oor hierdie dorp sal kom en omgewing. Ek bid dit in Jesus naam. Amen, amen en amen.